Die vraag hoekom? Hoekom vergroot ons? Hoekom is ons besig om groter te gaan? En ons het vir u verduidelik verlede week al, of van die eerste week af, hierdie vergroot journey gaan nie net oor 'n tent of oor grond of oor enigiets nie. Ons beleef in ons gemeente dat God besig is om met ons gemeente 'n pad te loop. Ek beleef baie intens hoe dat God met my persoonlike pad loop rondom geloof, rondom die journey saam met hom, rondom worship. Die Here is besig om met ons te praat en te sê, ek wil aanbid word, ek wil weer die middelpunt van julle aanbidding wees. En so is die Here besig om met ons op verskillende terreine 'n journey te stap waar hy ons wil vergroot in ons geloofslewe en ons pad saam met hom. Maar ook vir ons eie gemeente het die Here hierdie woord gegee in Jesaja 54 en ek lees dit vir julle uit die Message uit. Hy sê, clear lots of ground for your tents, make your tents large, spread out, think big, use plenty of rope, drive your tent pegs deep. You're going to need lots of elbow room for your growing family. En dit beleef ons week na week, nuwe mense wat by ons inskakel. Hy sê, you're going to take over whole nations, you're going to resettle abandoned cities. En dan hierdie woorde, don't be afraid, you're not going to be embarrassed. En as daar nou een deel van hierdie teks is wat my op die oomblik dra, is dit suiwer, don't be afraid, you are not going to be embarrassed. En ek wil vir jou challenge, in jou journey, vergeet van al die ander bysake, maar in jou journey met God moet jy vanmôre weet, jy gaan nie geembarrassed wees nie. God gaan eintyd saam met jou stap, God gaan jou dra en God gaan jou help. Ek glo dat wanneer ons praat oor hoekom vergroot, dat God is besig met 'n geestelike journey in ons lewens. Ek dink dis primêr, ek het gaan kyk hoe ander kerke dit doen, en kerke hardloop net oor geld, en ek dink jy het al klaar opgetel by die eerste boodskap, dat ons gaan nie oor geld nie, dit gaan vir ons oor, hier moet iets gebeur in ons geestelike verhouding met God. Daar moet iets gebeur, ons word gekonfronteer met onsself, en ek glo ons is in 'n groei tydperk, waar ons geestelik en emosioneel kan groei, as ons hierdie journey bly stap. So dit is vir ons as gemeente 'n geestelike en 'n fisiese journey. Dan die ander ding is, hoekom vergroot ons? Want God is besig om met die Gracia 'n pad te loop. Ons word week na week meer, as ons nie die 2 byeenkomste het ons nie genoeg plek vir almal om hier te wees nie. Verlede week toe kry ek iemand hier buite en ek vra gewoonlik vir mense, hoe het jy hier geland? Nou party sê, ek het 'n plakkaat gesien of ek het jou oor die radio gehoor of dit of dat. Hierdie ou sê, en dis wat die meeste sê, iemand het my genooi. Hy sê nie, weirdste vir hom is hierdie persoon het hom genooi en gesê, kom die Gracia toe, jy gaan regtig die Here en God daar ontmoet. Hy sê, ek het hierdie persoon nog nooit hier gesien nie. Jy weet, so daai net van die bus afgeval, maar hierdie ou is hier, jy weet. So, mense kom, want weet jy wat gebeur, as jy genade ontdek, vertel jy vir iemand anders daarvan, en dis hoe die gemeente groei en meer word. So vir die eerste boodskap het ons gepraat oor vergroot jou verwagting, die tweede week met die kruike, die Here wat vir gesê het, gaan haal vir jou kruike, en die Here ontmoet jou volgens jou verwagting. So as jy vanmôre hier is met geen verwagting, gaan jy heel waarskynlik hier uitstap met geen vervulling in jou hart nie. So in jou persoonlike lewe, en ek wil jou challenge, as jy nie die boodskap by jou was nie, koop vir jou 'n CD, luister daarna, maar vergroot jou verwagting. Kry 'n verwagting in jou hart dat God iets in en deur jou lewe kan en wil doen. Verlede week het ons gepraat oor die seun wat 5 brode en 2 visse gehad het. En die belangrike deel daarin is, hy was nie getel nie. Hy was nie gereken as belangrik nie. Hulle het net die mans daai tyd getel. En hier kom hierdie laaitie met 5 brode en 2 visse. En God vat dit en hy vermeerder dit. En God doen 'n wonderwerk en hy voed 'n skare van 5000. En niks wat jy doen is insignificant nie. Geen mens is insignificant nie. Dis nie 'n belangrike mens wat iewers deur God gebruik word nie. Dis 'n nederige mens wat deur God gebruik word. Iemand wat beskikbaar is, iemand wat sê, hier is wat ek is, hier is wat ek het, gebruik dit en maak daarmee soos wat u alleen kan en wil. So, God wil jou geloof vergroot. God wil hê dat jy hom sal begin vertrou en sal glo. Vandag praat ons oor vergroot jou doelgerigtheid. Nou vandag is nie een van daai lekker maklike preke nie, dis so 'n bietjie in die gesig ene vir my gewees, dalk nie vir jou nie. Maar die vraag wat ons almal wil antwoord is, hoekom is ek hier? Hoekom is ek hier?
Hoekom is ons hier? Hoekom is ons as 'n groep hier? Hoekom is die Gracia hier? Waarvoor het ons bestaansreg? As ek na kerke gaan, party kerke is daar oor hulle in 'n tradisie daar geplant is, of hulle is daar om by mekaar te kom, 'n by mekaar kom plek vir mense. As ek met kerkleiers praat, is dit vir my die skrikwekkendste deel. As ek vir hulle vra, hoekom bestaan julle? Wat maak julle harte klop? Wat maak dat julle doen wat julle doen? En hierdie is een van die vrae, hoekom is ek hier? Is een van die vrae wat ek deur die jare in my berading oor en oor hoor. Mense wat swaar kry, vra die vraag. Mense wat sin in hulle lewe soek, vra die vraag. En ek dink dis een van die vrae wat ons wil beantwoord en vanmôre gaan ons hom probeer beantwoord in jou lewe, maar dit gaan jou challenge. Hierdie is 'n boodskap wat in jou gesig jou gaan challenge. Ons begin met die storie en ek gaan vandag so aanhaal uit sy storie uit en 'n hele stuk vertel wat julle nog dalk nie gehoor het nie oor Abraham en sy nalatenskap. En dit begin in Genesis 11 en ons gaan daarby 'n paar verse en 'n paar gedeeltes stil staan. Dit is nou eers net historiese agtergrond. Terah het die vader van Abraham en Nahor en Haran geword en Haran het die vader geword van Lot. Haran het in Ur van die Galdeërs sy geboorteland gesterf toe sy vader Terah nog geleef het. Abraham het getrou en Nahor ook. Abraham se vrou se naam was Sarai en Nahor se vrou se naam was Milka, 'n dogter van Haran, wat nie net die vader van Milka was nie, maar ook van Jeska. Ek is so bly julle het nie sulke name nie, maar okay, kom ons gaan aan. Sarai was onvrugbaar, sy het nie kinders gehad nie. Terah het sy seun Abraham genoem en ook sy kleinseun Lot, seun van Haran, en sy skoondogter Sarai van sy vrou seun van Abraham. En saam het hulle uit Ur na die Galdeërs weggetrek om na Kanaan toe te gaan. Maar hulle het net tot by Haran gekom en getrek en in die stad gaan woon. Terah was 205 jaar oud toe hy in Haran gesterf het. Mag ek nooit so oud word nie. Ek het met my familie gereël, as ek oor 80 gaan, kan hulle my veearts toe vat, dis fyn. Die Here het vir Abraham gesê, trek uit jou land uit, weg van jou mense en jou familie af, na die land toe wat ek vir jou sal aanwys. Hy sê, ek sal vir jou 'n groot nasie maak, ek sal jou seën en jou 'n man van groot betekenis maak, en jy moet 'n seën wees. Hier's die eerste beginsel wat ek jou wil leer, as God se genade jou ontmoet, is dit nie net dat jy vir jouself sal leef nie, en dat jy in jouself sal gekeer wees, en oor jouself sal praat, en oor jouself sal aangaan nie. As God jou in sy genade ontmoet, maak hy van jou 'n blessing. En God wil hê dat ons 'n blessing moet wees. Dis deurdat mense blessings is, dat ander mense ook se begin glo in die boodskap van genade en verstaan dat God deur sy genade jou lewe wil raak en jou lewe wil verander. En dis belangrik dat jy vanmôre sal verstaan dat God se doel, God se groter doel vir jou lewe is dat jy 'n seën vir ander sal wees. Luister, as God jou eenkant toe vat, as God in jou lewe begin betrokke raak, sal jy 'n blessing wees. Sal jy 'n seën vir ander mense wees. Nou kom die Here en hy sê verder, ek sal die seën wie jou seën en ek sal hom vervloek wie jou vervloek en ek sal die volke van die aarde sal in jou geseën wees. En Abraham het toe weggetrek gehoorsaam aan die woord van die Here en Lot het saam met hom getrek en Abraham was 75 jaar toe hy uit Haran getrek het. En sy vrou Sarai en sy broerskind Lot en al die besittings wat hulle bymekaar gemaak het en al die slawe wat hulle in Haran aangeskaf het, het hulle saamgevat toe hulle weggetrek het na Kanaan toe. Nou gaan ek julle 'n stuk storie vertel wat jy nie altyd raak lees nie en wat nie alles in die Bybel is nie, wat net in die geskiedskrifte is. Dis duidelik dat Abraham 'n roeping gehad het selfs toe hy nog klein was. In die Bybel lees ons nie veel van Terah sy pa nie, maar wanneer 'n mens die Joodse geskrifte gaan opkyk, sien 'n mens so 'n bietjie meer van sy pa se storie en dis nogal 'n interessant en dit maak hierdie storie 'n vreeslike mooi storie. Terah was een van die Babiloniese konings se ministers gewees en dit word later vertel hoe hy 'n hoëpriester naderhand was in die afgode aanbidders. So Terah, sy pa was 'n afgod aanbidder en 'n priester half gewees. Maar die koning van daai tyd het 'n waarskuwing gehad. Dis amper soos toe Jesus gebore word. Hier kom 'n ou, hier gaan iemand gebore word wat vir jou 'n vyandskap gaan wees en wat in die beloofde land gaan ingaan, so jy moet iets doen. En toe Abraham gebore is, het die koning gesê maak die kinders dood en sy pa, Abraham se pa, het 'n triek getrek. Hulle het 'n slaaf se kind doodgemaak, vir hom die kind gewys en hy het in Abraham se plek gesterf sodat Abraham die blessing kon wees. Is dit nie mooi nie?
En hier kom hy en sy ma gaan kruip met hom in 'n grot weg vir hulle sê vir ongeveer 10 jaar het hulle in 'n grot weggebly gekruip en die tradisie sê dat Abraham het vroeg in sy lewe agtergekom dat al hierdie afgode waarvan sy pa gepraat het, almal dis nie die regte ding nie. Sy vroeër familie, sy oom Noag het die regte God aanbid en dit het iets in Abraham se hart wakker gemaak en Abraham het geglo aan Jahwe, die ware God, die ware skepper van hemel en aarde. Toe op 'n stadium met Abraham se pa die afgode en die Babiloniese koning verlaat en hy het besluit om na Kanaan toe te gaan. So hy het besluit om na die beloofde. Hy het daarom geweet daar is vir my volk 'n beloofde land. So hy het besluit om die beloofde land toe te gaan en dit was toe nou 'n reis na die beloofde land toe. Toe vat Abraham se pa nou sy familie en sy kinders en sy slawe en hulle trek toe nou op pad na die beloofde land. Dit moes nie vir hulle gemaklik gewees het nie, want dis die plek waar hulle gebore is, dis die plek waar hulle familie was, dis hulle bekende gewees. En hier's die ding in ons eie lewens is, ons mis baie keer om te gaan na die beloofde land toe, want ons wil baie keer net by die bekende bly, en ek gaan nou bietjie meer oor die bekende vir jou sê. Dis 'n plek waar Abraham se broer gesterf het. So hy het 'n graf gehad, hy het 'n gedenkteken daar gehad. En tog het Abraham alles opgepak en sy pa opgepak en hierdie lang reis gevat en was toe nou op pad na Kanaan toe gewees. Hulle het hierdie journey basies aangevat. Nou wil ek vanmôre vir jou sê, mense wat weet daar's 'n doel met hulle lewe, kom op 'n plek waar jy die bekende moet los, waar jy die bekende moet los en die onsekere reis na die onbekende toe moet aanvat. En vanmôre gaan ek baie daaroor met jou praat en ek wil hê jy moenie my preek vooruitloop nie, want God wil met jou praat vanmôre. God gaan jou challenge om dalk die bekende te los, want weet jy wat, as jy nie bereid is om die bekende te los nie, gaan jy nie uitkom by waar God wil hê jy moet wees nie. En so 'n journey is nooit maklik nie. So 'n journey na die onbekende, na Kanaan toe is nie maklik nie. En op pad soontoe het Abraham se pa eers by Haran vertoef. En dit wat net 'n paar dae moet wees, het toe weke, naderhand maande en 'n jaar geword. En hier's die ding, dat as jy nie bereid is om die pad na die onbekende toe te vat nie, gaan jy altyd in jou bekende bly en dieselfde siklus gaan in jou lewe oor en oor en oor en oor herhaal. Dis hoekom baie mense nie by die beloofde land in hulle lewens uitkom nie. Jy gaan en jy maak elke keer weer dieselfde foute. Hoekom? Want selfs ons foute word vir ons die bekende. Ons gebrokenheid word vir ons die bekende en ons bly daar. Ons het dieselfde optredes en dieselfde goed. En ek wil jou challenge, as jy vanmôre verstaan, verskoon my dat God jou na die beloofde land toe wil neem, moet jy nooit gemaklik raak waar jy is nie. Ek het so tyd terug het ek 'n tweet laat gaan en die goed gaan ons maar bietjie wyd en het iemand my daaroor gepraat en geredeneer en ek het gesê luister, ek kan nooit in my lewe op 'n comfort zone, ek het agtergekom, ek raak te gewoond aan sekere dinge, ek raak gewoond selfs aan my pyn of aan my gebrokenheid en dan mis ek die beloofde land, ek mis die heerlikheid wat God vir my voorberei het, omdat ek gemaklik raak waar ek is. Tera, Abraham se pa, het gemaklik hier geraak en nie meer kans gesien om aan te gaan nie. Daar's van die wat vanmôre dalk hier sit en jy's so gemaklik in waar jy is op die oomblik dat selfs die verkeerde in jou lewe het al vir jou normaal geword en jou gebrokenheid het vir jou normaal geword. Want dis jou veilige plek, dis die plek waarheen jy teruggaan. In berading praat ek altyd daarvan dat jy na jou default toe teruggaan. Jy bly daarna toe teruggaan en dit bly 'n invloed in jou lewe hê. Ek dink omdat Abraham geweet het ons moet beloofde land toe gaan en ek maak nou die is nou my deel van die storie, het Abraham gereeld vir sy pa gesê, nou wanneer gaan ons nou verder, want ons het nou hier opgeslaan en dis nou al lank dat ons hier is. Ek onthou toe ek my 2 dogters met tye Kaap toe gery het, ek is lief vir die Kaap en ons het baie keer saam afgery, die 3 van ons, dan sê pa, hoe ver nog, naderhand het ek 'n calculator uit, so sê ek vir hulle, dis hoe ver dit is, dis waar ons nou is, maak self die somme, jy weet. Hulle wil net by die see kom, en dan stop ons langs die pad, by 'n padstalletjie, ek dink ek is so oulik, ek wys vir hulle die Kaap, en die pad Kaap toe, en jy weet, en is mooi, dan sal Miraldi aan my pluk, en vir my sê, papa, wanneer ry ons, wanneer gaan ons by die see uitkom, en ek kan dink, Abraham, 10-jarige laaitie, of iets weet, en groter, en hy begin vir sy pa sê, wanneer trek ons, wanneer gaan ons na die beloofde land toe, en dan sal sy pa sê, net nie nou nie, miskien volgende jaar, en te veel van ons sê, net nie nou nie, miskien op 'n volgende fase in my lewe.
En so het dit aangegaan vir baie jare. Elke keer sê hy nee. En dan sien ons in vers 12, in hoofstuk 12, dat Abraham word geroep toe hy omtrent 75 jaar oud was. En as jy 75 is, dink ek, jy's nogal settled in jou lewe. As jy 75 jaar oud is jy nie by 'n plek waar jy uit die gemaklike goed wil uitgaan nie. Ek sien wanneer ons met ouer mense werk, wat ons wil in 'n versorgingseenheid sit, dan sit hulle wil nie trek nie. Ek onthou my ma, sy was 80 en sy het my hare tyd gegee. Sy wou nie, ek moes haar goed gaan pak. Abraham kon by sy gemak en by sy bekende gebly het. Abraham kon by sy gemak en by sy bekende gebly het. Hy kon gesê het, ek het wat ek nodig het. Ek het wat ek mee survive. En jy kan vanmôre sê, ek is tevrede met waar ek is in my lewe. Ek het wat ek nodig het. Ek is gemaklik. Hy was getroud en sy pa tot inkeer gekom en hy het die ware God begin aanbid. En dit kan voel, maar dis waar ek wil wees in my lewe. Ek het daarom nou 'n kerk gevind of ek het daarom nou my geloof gevind. Maar weet jy wat, ek wil vanmôre vir jou sê, dis die begin van 'n journey van genade. Daar's 'n groter doel met my lewe. Daar's 'n groter doel met jou lewe. En as jy dit nie verstaan nie, dan gaan jy deur jou lewe gaan en jy gaan jou doel soek en jy gaan dit soek in baie buitegoed, buite jouself, buite jou hart, buite jou lewe. En hier's die ding, hier's 'n beginsel. As jy vanmôre verstaan, God het my geroep, gaan jou roeping by jou bly en dit gaan jou bly pla. Gaan jou bly pla. Mense wat 'n roeping het, is nie tevrede met 'n lewe van middelmatigheid nie. As jy regtig jou roeping begin verstaan, gaan jy nie tevrede wees om net te sê, wel, dis is it nie. En dis die krisis wat ons baie keer in die kerk het, is dat mense dink hulle het gearriveer die dag as hulle kind van die Here is. This is not it. Weet jy wat? Jy leef vir iets meer as jouself. En ek en jy moet dit vanmôre verstaan. Die probleem is as die lewe net oor ek en myself gaan, as die lewe net gaan oor wat vir my gemaklik is en jy kry dit, mense sal week na week uit die kerk uitstap en sê, vanmôre se preek was net vir my. Al wat ek vir jou gaan vra in die toekoms, as jy sê, vanmôre se preek was net vir my, is, wanneer gaan jy begin toepas? Wanneer gaan jy begin doen wat God jou challenge om te doen? Jy sien, dit gaan nie oor myself nie, dit gaan oor 'n groter doel. God het 'n groter plan vir my lewe. En solank as wat ek in my plan en in my lewe vasgevang is, groei ek nie na daardie groter plan toe nie en beleef ek nie God se hand in my lewe nie. En hier kom Abraham en hy kom verby sy gemak en hy verstaan, ek het 'n roeping en hy begin hierdie pad te vat, hierdie journey te vat na die beloofde land toe. Partykeer om by die beloofde land uit te kom, moet jy jou losmaak van sekere dinge. Partykeer moet jy jou van familie losmaak. Partykeer moet jy jou van 'n ou vriendekring losmaak, sodat jy kan vorentoe beweeg, want hier moes Abraham sy ouers agterlos, hy moes mense agterlos wat hy geweet het, ek gaan nooit weer sien nie. En ek dink in hierdie journey was daar hierdie ding van aan die een kant is hy opgewonde en aan die ander kant bang, en ek persoonlik beleef iets daarvan in my journey op die oomblik met Gracia. Ek is in my hart opgewonde oor ek weet God gaan met ons iets doen en hy's besig om iets groot voor te berei. Aan die ander kant, as ek menslik gesproke is ek ook maar bang. Maar al wat God gedoen het, is hy het met Abraham gepraat oor een ding en gesê, jy moet gehoorsaam wees. Jy moet gehoorsaam wees. As jy by jou journey wil uitkom, by jou beloofde land wil uitkom, gaan God jou challenge om gehoorsaam te wees en jy gaan 'n pad moet loop en jy gaan moet glo dat God met jou lewe 'n plan het, al verstaan jy dit nie nou nie, want weet jy wat, as ons die plan verstaan van God, gaan ons dit opvoeter. Ek is so bly in my lewe, dat ek party daar beklei ek met die Here, en sê ek, wys net vir my die volgende ding, wys net vir my die volgende ding. Aan die ander kant is ek so bly, dat ek nie altyd die volgende goed weet nie, want ek is in staat om dit op te voeter. Ek weet julle is okay, maar ek sukkel partykeer. En twyfel is deel van hierdie pad. Jy moet vanmôre hoor, jy kry hierdie power predikers wat sê, nee, jy moet net bly glo, jy moet net bly glo. Weet jy wat, ek glo al twyfel ek partykeer. Jesus het sy oomblik gehad in Getsemane, waar hy swaar gekry het en gesê, Here, is dit u wil is dit u wil is.
Johannes het Jesus gesien, hy het miracles gesien wat Jesus gedoen het, en hy het naderhand toe hy op death row is, het Johannes sy disippels gestuur om vir Jesus te gaan vra, en hy het gesê, is u die een, is u die een, want soms moes twyfel Abraham oorval het, en soms moes hy gedink het wat ek nou aangevang. Ek doen dit soms hier. Ek is besig om, en ek gaan vir julle volgende week van die goed wys, foto's bymekaar te sit, en as jy het stuur vir my, en ek is besig om foto's bymekaar te sit, van ons eerste byeenkomste, en ons hele journey wat ons tot hier toe gekom het, en ons was 'n handvol mense gewees. Ons was 'n handvol gewees. En toe die ouens my challenge, kom ons word 'n gemeente, en ons begin 'n pad loop, het ek baie dae, want die eerste was daar nie salaris en geld, of enigiets gewees nie, het ek baie dae gevra, wat het ek aangevang, wat het my besiel om hierdie journey te loop, moet ek nie dalk terugkeer na die bekende toe nie, want onthou die uitdaging, is die bekende, gaan altyd vir jou sekuriteit bring, al is dit valse sekuriteit. Amen. Die bekende sal vir jou altyd sekuriteit bring. Weet jy wat, dalk is hierdie belofte en woord van God, maar dalk net praatjies in my kop partykeer. Ek beleef dit intens, dat ek wonder, het ek regtig by God gehoor oor al hierdie goed? Hier stap Abraham, hy's op pad beloofde land toe, en hy het hierdie journey wat hy moet stap, en dit swaar kry, en daar's nie waarborge in hierdie journey nie, en God het vir hom hierdie roeping en hierdie passie gegee, en hier stap hy, en in sy hart moes hy wonder, het ek regtig by God gehoor? En weet jy wat gaan jou deurdra? Die oortuiging dat God met jou gepraat het. In jou lewe, van hier af na die beloofde land toe in jou lewe, gaan een ding jou deurdra, is die oortuiging dat God met jou gepraat het, dat God jou 'n roeping gegee het, en dit sal groter wees as die twyfel wat in jou hart inkom. Dis al wat my deurdra, dis al wat maak dat ek elke dag kan aangaan met hierdie journey, en dan wanneer ek voel ek wil beswyk, dan vat ek my terug. Ek het by God gehoor, God het 'n plan vir my lewe, en God het 'n plan vir jou lewe, en jy moet dit vanmôre hoor, en na vanmôre kan jy nie meer sê, ek het nie 'n plan vir my lewe nie, want God staan reg voor jou vanmôre deur sy Heilige Gees en sê vir jou, ek het 'n plan vir jou lewe. Maar weet jy wat, in hierdie vertwyfeling, sal hierdie God wat vir jou 'n plan gee, hierdie God wat vir jou 'n roeping gee, hierdie God wat jou na die beloofde land toe gaan, sal wat vir jou 'n doel in jou lewe gee, sal jou nie alleen los nie, want God het nie Abraham alleen gelos nie. Hy los jou nie een oomblik in hierdie journey alleen nie. Die Here sal saam met jou stap. Luister, ek lees op 'n stadium en dan sê die skrif, die Here het Abraham se geloof versterk. Wanneer jy voel jy beswyk, sal die Heilige Gees jou help, maar jy moet in die journey wees om dit te beleef, om te verstaan, God gaan my deurvat na die beloofde land toe. En as jy begin twyfel in jou hart, dan aan die Here se roeping selfs in jou lewe, weet een ding, God los jou nooit alleen nie, en ek wil dit vanmôre vir jou weer en weer sê, God los jou nooit alleen nie. Maak nie saak wat jy vanmôre op jou journey beleef nie, maak nie saak hoeveel keer jy omgedraai het nie, maak nie saak hoeveel keer jy van trek af geraak het nie, maak nie saak hoeveel keer jy gestruikel het nie, dis die boodskap van genade, God stap saam met jou, en hy laat vaar nie die werke van sy hande nie, hy sal eintyd saam met jou stap. En soms is dit 'n lang reis, en soms is in hierdie reis die teestand groot. Hierdie week kry ek 'n oproep van 'n ou wat vir my sê, wat besiel jou om in hierdie tyd te vergroot? Nou hy weet nie wat ons agtergrond is nie, ons het nie meer keuses nie, ons moet van die grond af gaan, ons verstaan dit, hulle gaan hier bou, hier kom nog komplekse op hier, maar ek glo ook God is besig, soos ek in die briewe geskryf het, God is besig om die nes te skud, want hy het iets groter vir ons, en dan stap hy uit die pad, dan maak ekonomie nie saak nie, dan maak politiek nie saak nie, want God het gesê, as God sê, sal hy voorsien, al is jy in die woestyn. Amen. En dit beteken ons moet ons doelgerigtheid net verskerp. Mense wat 'n roeping het, sal die innerlike sterkte om net elke keer weer op te staan, al struikel jy hoeveel keer, jy het hierdie innerlike sterkte, jy het hierdie innerlike roeping wat jou gaan help, om elke keer op te staan en te sê, weet jy wat, ek klim terug op die pad, ek weet nie wat die uitkoms is nie, ek weet daar's nie waarborge langs die pad, laat dit net maanskyn en rose sal wees nie, en as dit 'n woestyntog is dit 'n woestyntog, maar ek vertrou God, hy sal my deurdra. Hy sal.
Ek wil dit vanmôre vir jou een ding sê, wat jy vanmôre in jou hart mee moet huis toe gaan. God maak nie foute nie. God het nie 'n fout gemaak toe hy jou gekies het nie. Jy sit hier en vertel vir God, hoekom God jou nie kan gebruik nie. Jy weet in jou hart, wat het jy aangevang in hierdie week? Jy weet waarmee is jy besig? Jy weet wat op jou foon aan die gang is. Jy weet wat in jou privaat lewe aan die gang is. Jy weet hoe jy sukkel, hoe jy struggle. Dan sê ek vir jou, dit maak nie saak waar jy is in jou journey nie. God maak nie foute nie, want hy sien 'n potensiaal in jou raak, wat jy in jou gebrokenheid nie kan raak sien nie. God het 'n plan met jou lewe. Amen. Maak nie saak hoeveel keer jy dit opgeskroef het nie, God het 'n plan met jou. Dis 'n onbekende reis. Weet, in my lewe, ek het nog altyd as ek 'n reis beplan, dan wil ek weet, first stop hier, second stop daar. Dis so ek 'n reis beplan. Ek is baie doelgerig in my beplanning van 'n ding. Ek wil weet hoe en wat. En vir eenmal in my lewe, het ek glad nie die volgende tree nie. Ek weet nie, ons is besig met 'n stuk grond, maar dit gaan nog nie goed daarmee nie. En ons is besig met baie dinge. Maar ek weet net die Here het gesê stap. Dis al wat ek weet. Ek wil jou challenge om saam met my op hierdie journey te stap. In my geestelike lewe stap ek soos ek nog nie iets beleef het nie. En weet jy wat? Ek weet net een ding, God sal ons by die beloofde land kry. Dis al wat ek weet. Dis al wat ek weet. In Abraham se lewe het hulle lank terug al besluit om na die beloofde land toe te gaan. En nooit daarby uitgekom nie, want hulle was in hulle gemaksone vasgevang. Ek wil jou challenge oor gehoorsaamheid. As God vandag met jou praat, moet dit nie uitstel nie. Weet jy hoekom bly mense die beloofde land mis? Want hulle bly uitstel. As God met jou praat, moet jy dit vandag doen. As God vir jou opdrag gee, doen dit nou. Ek hoor te veel stories van het ek maar en kon ek maar, en ek het daar sy stem gehoor en dit gemis. Dis nooit te laat nie. Jy stap net aan en jy hou aan stap en jy bly stap en jy bly vir jouself sê ek gaan hierdie ding stap, want te veel mense kom nie by die beloofde land in hulle lewens uit nie. Te veel mense mis wat God vir hulle in doel het. God wil jou 'n plan van voorspoed en nie van teëspoed gee nie. En hy wil met jou deur die woestyn stap en hy wil jou in die beloofde land inbring. En ek wil hê dat jy by 'n plek moet kom waar God vir jou kan iets doen, maar jy moet kies. Jy moet kies. Jy sien, die lewe gaan oor keuses. Ek kan dit nie vir jou doen nie. Die lewe gaan 100% oor keuses. Vanmôre moes jy kies of jy gaan langer lê of jy kerk toe gaan kom. Jy moet kies of jy gaan iets doen of nie gaan doen nie. Vanmôre in jou eie lewe moet jy van dag tot dag keuses maak en besluite neem. En dan vra ek die vraag, wat het Abraham anders as sy pa gemaak? Abraham het 'n keuse gemaak. Gaan hy in die werklikheid van die woestyn, van die journey vaskyk, of gaan hy in geloof die reis aanpak wat God vir hom gegee het? En ek moet vir jou sê, in my lewe moes ek besluit, ek gaan hierdie reis, hierdie journey wat God in my hart wakker gemaak het en in ons leiers se harte wakker gemaak het, gaan ek stap. Dit maak nie saak wat die ekonomie en wat die doemprofete sê nie. Maar ook in my geestelike journey is ek daar. In my geestelike journey met God beleef ek 'n verdieping. Ek kom weer by 'n plek waar ek word al hoe meer honger vir sy woord. En as ek my kry, dan sê ek lees my Bybel op my foon. Dan sê ek op my foon besig om Bybel te lees. En daar's net weer 'n honger, 'n nuwe honger na sy woord. En weet jy wat gebeur? Die woord van God voed jou geloof. Jy kan nie jou geloof voed sonder die woord van God nie. Dis die padkaart. Dis die padkaart. Vir Abraham het dit letterlik beteken dat hy alles dalk op die spel moet sit. Sy lewe, sy vrou, onthou hy het vir sy vrou gesê, Abraham het vir sy vrou gesê, kom stap saam met my, ons gaan na die beloofde land toe, en hy het nie eens geweet waar, en dan sê hulle, het jy die padkaart? Hy sê, nee, ek weet nie, maar God sal my lei. Weet julle hoe voel ek vandag as julle leier? Weet julle wat se uitdaging is dit in my hart op hierdie stadium om vir julle te sê ons stap en ons gaan hierdie ding doen, ons gaan alles voorberei, ons gaan die tent bestel, ons het klaar die stoele bestel, ons is besig om die goeders te doen, ons vertrou God het vir ons 'n uitkoms.
Wie wat doen die duiwel dan? Dan praat hy in jou hart en hy skree in jou denke. Jy gaan vir jouself afvra as jy mal. Ek vra hierdie week vir myself gereeld, het ek regtig, is dit nie net stemme nie? Weet jy wat vra die duiwel vir my hierdie week vir my? Hy sê, wat gaan jy maak as daai grond nie loskom nie, of as daar nie 'n uitkoms is vir julle nie? Weet jy wat sê vir my, gaan jy ook soos daai ander pastoor selfmoord pleeg? Gaan jy ook die bediening bedank? Gaan jy ook quit? Dis die tipe goed wat in jou lewe gaan gebeur as jy na die beloofde land toe stap. Mense gaan vir jou vra, dink jy gaan dit hierdie keer maak? Weet jy wat, ek weet nie hoe ver ek gaan kom, maar ek gaan aanhou stap, want ek vertrou God vir die uitkoms. En ek gaan eendag voor God kan staan en sê, ek het in gehoorsaamheid tree vir tree geloop en ek kies, maar dit is, jy moet kies, en baie keer in jou lewe is dit of alles of niks. As jy met verslawing sukkel, is dit of alles of niks. Hierdie tussenin paadjies werk nie. As jy met 'n ding in jou lewe sit, en jy hou net so 'n stukkie ietsie by jouself vir agtergrond, net vir 'n backup, is jy besig om jouself om die bos te lei. Dis of alles of niks, want jy gaan nie by die beloofde land uitkom nie. Ek het 'n vriend van my gehelp wat erg verslaaf was aan pornografie, en op 'n daai stadium was dit nie soos dit nou is, nog sieker is nou nie. Daai tyd het hulle video's of wat ook al gehad. Hy sê nee, hy moet net van dit in sy kas hê, dan weet hy is okay. Luister, dis of alles of niks. Dis of ek loop die pad of ek loop nie die pad nie. Dis of ek is in God se wil of ek is buite sy wil. Iewers in jou lewe moet jy vanmôre hoor, as jy wil doelgerig wees, as jy wil by die beloofde land uitkom, is dit of alles of niks. Vir omdraai is daar nie agterdeure nie. Vir my is daar nie agterdeure in my verhouding met God nie. Soos die weduwee, ek het vir die eerste week het geleer, was die woord van die Here aan haar deur die profeet. As jy instap in jou binnekamer, maak die deur agter jou toe, en jy gaan moet die deur agter jou toemaak vir die doemprofete. Jy gaan die deur agter jou moet toemaak vir mense wat jou herinner aan jou verlede. Luister mooi. Soos hierdie seentjie wat vir ons verlede week geleer het, hier kom hy met sy 5 brode en sy 2 visse, en hy plaas dit in God se hande. Gaan jy die veiligheid van dit wat jy het baie keer moet laat gaan, sodat God dit vir jou kan vermeerder. Wat maak ons? As ek veilig is met iets, dan hou ek krampagtig daaraan vas, en ek voel veilig daarmee. Dis 'n opgee van alles wat vir jou sekuriteit gee. Dis 'n opgee van alles wat jy aan vashou en wat jy dink joune is, en dit wat jy dink jou gaan maak suksesvol wees. Jy moet kies. In jou doelgerigtheid moet jy kies. Dit wat jou veilig laat voel, moet jy sê, ek is bereid om dit te laat gaan en God te vertrou, want die Here het gesê, daar's vir my 'n beloofde land. Ek lees hierdie mooi woorde raak hierdie week. Hy sê, it was a total abandonment of everything that held him back to follow his calling. Abandonment van die goed wat jou vashou en weerhou om by jou roeping uit te kom. Kan julle onthou, ek het gesê, daar's geen plan B nie in ons eerste preek. Dis 'n toemaak van agterdeure, is 'n toemaak van agterdeure. Luister, daar is nie 'n plek vir 'n shadow mission, hierdie eie plan, hierdie eie ding. Ek sal die Here vertrou, maar ek sal ook my eie ding doen en dit op my eie manier doen. Hier is die storie van Abraham wat vanmôre met ons praat. God wou Abraham deel maak van 'n enorme nalatenskap. God wou Abraham deel maak. Hierdie stap van gehoorsaamheid het veroorsaak dat biljoene mense vandag sê, ons is gelowiges. Hebreërs skryf daaroor. Hy sê, deur die geloof het Abraham God behaag en hy het die vader van menigte geword. Dit wat ek en jy omskryf as geloof in God as verlosser, was Abraham die outeur daarvan, want hy was geregverdig deur die geloof, nie deur die wet nie. Hy was geregverdig deur die geloof, omdat hy geglo het in 'n God wat in staat is om hom by die beloofde land uit te bring. Nou kyk jy na jouself en sê, ek is insignificant, maar jy is nie, want daai vroutjie wat vir daai ou gesê het, kom draai by hierdie kerk, en hy het hier nou begin genade vind, was dalk in jou oë insignificant. Waar is sy nou? Dis irrelevant waar sy is.
Haar geloof in 'n God wat haar genade laat smaak het geloof in 'n ander ou se hart gewerk om genade te smaak. Moenie jouself onderskat nie. Moenie jouself meet aan ander nie. Dit moes vir Abraham so onwerklik gevoel het, met tye moes dit vir hom dom gevoel het. Maar weet jy wat, in jou lewe as jy hierdie journey stap, sal God saam met jou stap, en as jy hierdie journey stap, sal God jou eer, en hy sal jou vat, en saam met jou, jy weet, hier tot eind uit hierdie storie deurstap. God kom en hy sê, word deel van my storie. Maak nie saak waar jy op jou journey is nie, jy is deel van God se storie. Daar's 'n God wat jou uitnooi om deel te wees daarvan. En weet jy wat, vir eeue kom die Heilige Gees, en ek beleef dit maar vir 'n paar jaar van 1980 af wat ek die Here dien. Vir eeue kom die Heilige Gees met sy stem, en hy sê vir ons, wil jy nie deel word van my storie hier op aarde en in mense se lewens nie? God wil jou gebruik. God wil jou deel maak van sy storie in mense se lewens. En vir eeue is daar manne en vroue wat dit gewaag het om ja te sê en te sê, laat u koninkryk eers kom in my lewe, laat u wil geskied in my lewe. Vir eeue is daar mense, en dan kyk ons na hulle in hulle hele storie in die Bybel, en dit is nie altyd mooi stories nie. Dit is mense wat gebroken is, wat droog maak, wat dwaal, wat afdraai paadjies ken en verstaan. Terwyl ek hierdie week voorberei, maal daai liedjie van Koos van der Merwe, van Koos Du Plessis in my hart. Hy sê, elke afdraai paadjie ken ek. Elke afdraai paadjie ken ek. Ek ken afdraai paadjies. As God vir my groot opdragte gee, dan ek kan hulle uitdink. Ek het nie 'n GPS nodig. Partykeer roep die defaults in my lewe my so weg van hierdie paadjie af, maar dit gaan oor meer as myself, dit gaan oor meer as jouself, dit gaan oor 'n God wat 'n storie het, en God wil jou gebruik in sy storie, God wil jou toerus vir sy storie, God wil jou na die beloofde land toe vat, dat jou bereik van die beloofde land 'n getuienis sal wees vir die mense om jou. Maar jou lewe moet 'n legacy word. Abraham het 'n legacy. Ek en jy sit hier as deel van Abraham se legacy. Ek was Vrydag by 'n begrafnis gewees. Toe ek by die huis kom, toe ek omgesukkel. Dit was 'n vriend van my se pa se begrafnis gewees. En ek is 'n waarnemer partykeer by sulke goed, jy weet. Ek kyk na mense en ek kyk na wat gaan aan. En ek het 'n slegte ervaring met 'n kerk gehad en daar. Nou, ek het weer besef, die Gracia sal 'n journey van genade vir alle mense van alle kerke wees. So daai slegte ervaring was goed vir my. Maar daar's nie 50 mense by sy begrafnis nie. As jy 70 is en nie 50 mense by jou begrafnis kom nie, dan sê dit vir my, iewers het jy die bande met mense gemis, of iewers het jy nie 'n legacy los nie. Nou lees ek die begrafnisbrief. In die begrafnisbrief staan, hy was 'n moeilike man wat sy eie kop gevolg het en selfs alleen die pad geloop het. Dit staan in sy begrafnisbrief. Die dominee preek dit. Die dogter kom en sy maak 'n toespraak en haar toespraak is net gevul met pyn en hartseer. Luister, jy moet 'n legacy nalaat van liefde en versoening, van lewe, van goeie gedagtes oor jou. Amen. Dit is nooit te laat om dit reg te maak nie. Vir eeue roep God mense om hulle eie koninkryk te los en deel te word van sy koninkryk, wat alle ander koninkryke sal oorleef, en as jy deel word van sy koninkryk, sal jy 'n nalatenskap hê. Weet jy wat, daar gaan mense eendag in die hemel wees, as gevolg van die genade wat jy na hulle toe gevat het. Wat jy hulle lief gehad het. Nou vir is die vraag, wie kan God gebruik? Wie kan God gebruik? Moet hy 'n sekere manier lyk? Nee, julle ken al ons slogan, oor en oor sê ons dit, kom soos jy is, dat God jou kan ontmoet waar jy is, en jy hoef nie in 'n journey te wees waar jy al klaar gewen het nie. Laat God jou begin gebruik waar jy in jou journey is, want weet jy wat, God gebruik alle mense wat beskikbaar is.
Sy Heilige Gees fluister vandag in jou hart, Jesaja 6 vers 8. Hy sê, daarop hoor ek 'n stem van die Here wat sê, wie sal ek stuur en wie sal vir ons gaan? En toe antwoord ek, ja, antwoord Jesaja, en hy sê, hier is ek, stuur my. Ek is nou in jou face met wat ek nou vir jou sê. God het jou geroep om deel van sy plan te wees. God het jou geroep om deel van sy plan te wees. Wat is hierdie roeping? Ek weet nie, maar jy sal uitvind in jou journey. Dit is nie hierdie ding van ek het hierdie hele uitgelegde plat kaart en goed nie. Ek begin net gehoorsaam hierdie journey te stap. Een goeie ding van hierdie journey op die oomblik vir my en wat met Vrydag met my gebeur het by die begrafnis is, dit het net vir my ons roeping as die Gracia, maak dit net meer en meer vas. Maak dit vas. Dat God vir ons wil gebruik as 'n genade familie. God wil jou gebruik. En al wat ek en jy moet wees, is ons moet gehoorsaam wees. Daar's mense wat dink, hierdie journey wat Dani stap is 'n geld journey. Nou as jy dit nie by die eerste diens ons harte opgetel het nie, en aan die einde gaan ek dit mooi verduidelik, sal jy dit nooit optel nie. Jy moet verstaan, hierdie gaan oor 'n journey, waar ek en jy God ontmoet, en waar hy in ons lewens in praat, en ons vergroot in ons harte, want hy wil hê dat ons nie net op 'n plek moet wees, waar ons by mekaar kom op 'n Sondag nie, maar hy wil hê dat ons by sy doel moet uitkom. Hy het vir ons ook 'n beloofde land, waar hy wil hê ons moet lewens raak en mense verander. Weet jy wat, ons kan nie doelloos kerk hou en doelloos deur die lewe gaan nie. Ons kan nie. Ek praat met kerkleiers en vra ek hulle, wat is die doel van julle byeenkoms? Nee, ons preek en ons hou die mense aan die gang. Mag God ons vergewe as kerk dit word. Ons doel is om mense na God se beloofde land te begelei deur genade. Dis ons doel. En partykeer moet ons in die onbekende ingaan en ons weet nie wat nie en ek het nie vir jou al die antwoorde oor al ons volgende tree nie, want ons volgende tree is in ander mense oënskynlik se hande, maar ek weet, dis in God se hande. Al wat God vir ons gesê het is vergroot. Vergroot julle aanbidding. Vergroot julle toewyding aan my. Vergroot jou journey van geloof in my en ek sal jou vat op 'n doelgerigte pad en ek gaan goed in jou lewe inbou en jy gaan deel word van dit wat ek vir jou wil doen. En ons kan allerlei verskonings oor dit hê. Hoekom ons nie nou deel daarvan kan wees nie. Jy kan vir my sê, soos wat party oproepe sê, verstaan jy die ekonomie? Ek het nie 'n saak met die ekonomie nie. Ek dien 'n God wat gesê het, daar's 'n beloofde land. Maak nie saak waar jy nou is nie. Al het jy vanmôre gestruikel, maak dit nie saak as jy vanmôre gestruikel het nie. God sê, ek het 'n purpose vir jou lewe. Ek het 'n doel vir jou en ek gaan nie op jou quit nie. Hy sê ek laat vaar nooit die werke van my hande nie. En vanmôre is sy roepstem in ons harte. Sy roepstem is, wie sal gaan, wie sal ek stuur, wie sal my help om my kerk en my koninkryk te bou? Ek wil hê jy moet vanmôre verstaan, dalk is jy 'n besoeker hier, maar jy moet verstaan, as ons praat van die kerk, praat ons van die liggaam van Christus, dan sê die Here, ek het jou in hierdie liggaam ingesit vir 'n rede, ek het jou ingesit vir 'n rede. Ek wil dit wat ek jou gegee het, jou talente, jou energie, jou gawes, jou besittings en jou geld, wil ek gebruik om my kerk te bevorder. Hy sê, ek kan net mense gebruik. God het net my in jou hande. Hy het net my en jou talente. Hy het net my en jou beursie om sy koninkryk uit te brei. Dis al wat God het. Hy het nie 'n plan B nie. En as jy nie daarbey inklim nie, dan sal God iemand anders gebruik, maar hy sal by sy plan uitkom. Hy sal by die beloofde land uitkom. Hy kom vorentoe. Mag ons antwoord vanmôre en sê, Here, hier is ek, stuur my. Mag ons vanmôre as gemeente op 'n plek kom waar ons sê, Here, hier is ek, stuur my. Ek wil hê ons gaan nou bid en dan gaan ek daarna nog 'n paar goed sê, maar ek het vir Ferdi, een van ons ouderlinge, gevra om vir ons te kom bid en ek wil jou vra, maak jou oë toe en bid saam met my. Maar kom ons verootmoedig onsself voor die Here. En bid saam met Ferdi hierdie gebed vanmôre.
Here, ons by die Gracia gemeente staan voor hierdie keuse. Ons kan kies om teen die werklikheid vas te staar en te sê dat ander mense al probeer het en dit nie reg gekry het nie. Ons kan vaskyk teen die ekonomie wat sleg is, ons geld wat te min is. Ons kan 110 redes opnoem van hoekom om nie te bou nie. En hulle sal almal geldig wees. Andersins kan ons besluit om U te vertrou. Ons weet hoe Abraham se storie geëindig het. Ons weet hoe U sy naam verander het, om 'n nuwe identiteit in U gegee het. Ons weet hoe U Uself getrou bewys het, hoe U hom deurgedra het, hoe U hom gebruik het. En ons wil sê dat ons deel wil word van so 'n storie van genade, wat mense se lewens verander, hulle nuwe identiteite in U gee. 'n Storie wat aan U eer en heerlikheid bring. Ons wil nie die kans laat verbygaan om deur U gebruik te word nie. Here, help ons om hierdie onbekende reis in geloof aan te pak, om op U alleen te vertrou en te weet U sal ons deurdra, U sal ons beskerm en U sal ons lei. Help ons om elkeen ons eie klein geloofstreetjies te gee. Elke besluit van 'n bydrae wat ons wil gee, is 'n geloofsbesluit. Elke besluit van betrokkenheid is 'n geloofsbesluit. O God, U ken elkeen van ons se wrogings. Maar Here, leer ons om op U alleen staat te maak, om ons oë op U alleen gefestig te hou. Help ons om te weet dat U ons wil gebruik om 'n wonderwerk mee te verrig, sodat U daardeur groot gemaak kan word, sodat mense in verwondering sal staan oor wat God gedoen het. Here, anders as Tera, wat nooit by die beloofde land aangekom het nie, wil ons die pad aanpak. Met ons hand in U hand sien ons kans vir die avontuur. Soos Abraham wil ons die groot bekende in, die wonderwerk beleef en deel word van U toekomsplan. Wees genadig, Jesus, sien elke persoon hier vandag en maak ons opnuut weer bewus van U absolute groot magtigheid. Here Jesus, ek wil vandag ook kom dankie sê. Dankie vir U ongelooflike genade. Dankie vir 'n leier soos Dani. Jesus, dankie vir sy toewyding, sy hart, sy passie vir U koninkryk. Maar Here, ons weet die vyand is listig. En ek dra hom vanmôre vir hom en Janet aan U op. Here, ons lê hulle aan die voete neer en ons bid U bloed op hulle af. Beskerm hulle elke liewe dag, Jesus. Hou hulle veilig, elke liewe tree. Bovenal, o God, baie dankie Here dat ons kan deel kan wees van hierdie pad en die voorreg om aan U koninkryk te kan bou. En dankie vir die versekering dat U ons sal bystaan elke tree van hierdie journey. Ek bid dit in Jesus naam alleen. Amen.